Die Bybel profeteer baie van hierdie dinge wat ons nou sien in die wêreld baie akkuraat. En onder andere, verduidelik die Bybel vir ons die koning van die noorde is 'n bedrieër. Hy gooi die waarheid op die grond neer en hy daarin sukses. Jy kan nie met hom 'n verbond sluit nie, hy verbreek verbonde. Nou wie is die koning van die noorde? Mense wil dit Rusland maak, is nie Rusland nie. Koning van die noorde is die VSA, is die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, NAVO, Brittanje en jy kan die Joodse staat maar insluit by die mix, aangesien die Jode in 'n groot mate die hele proses beheer. En ons sien hierdie krisis nou baie duidelik na vore kom in uh Iran. In Iran is daar twee kernkragfasiliteite, kernkragstasies, Natanz en Bushehr, en hulle is aangeval in die laaste aantal weke deur die Joodse staat. Ek dink daar's 'n goeie kans dat die VSA daarbey betrokke is. Hoe dit ook al sy, hulle is te sleg en te skaam om verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar, want hulle verstaan eintlik wat is die probleem, want jy mag dit eintlik nie doen nie. Nou, toe ons die hele situasie in Oekraïne gehad het die laaste 4 of 5 jaar, toe het ons gesien dat daar ook kernkragfasiliteite in Oekraïne was en Rusland het bly waarsku dat Zelensky die sot het planne om hierdie kernkragfasiliteite, hierdie kernkragstasies te tref met een of ander missiel of drone, so wat ook al, in so 'n mate dat dit 'n groot krisis sal veroorsaak, dit sal 'n nuclear fallout wees, iets soortgelyk aan Chernobyl in die 80er jare, soos in die 80er jare wat dit gebeur het, oor Europa. En die Russe het bly waarsku daaroor en Zelensky die sot het gesê, nee, maar die Russe is verantwoordelik. Maar hierdie kernkragfasiliteit in Oekraïne, ek dink sy naam is Zaporizhzhia, hy is onder beheer van die Russe, so hulle pas hom op. Maar daar is 'n profesie dat so iets gaan gebeur. Dis iets wat Jan de Villiers baie duidelik sien. So ons gaan dit definitief iewers in die toekoms sien. Maar met hierdie krisis in Oekraïne het die VSA en NAVO have firmly condemned attacks on Ukrainian nuclear facilities, focusing on Russia's occupation and militarization of the Zaporizhzhia nuclear power plant. They have consistently called for an end to military activities at the site and the return of the plant to Ukrainian control. Wel, dan gaan hierdie klomp dan sal Zelensky hom definitief opblaas. Maar wat vir my belangrik is, ons sien in die laaste aantal weke, sien ons hierdie aanvalle op Iran se kernkragstasies. En daar was in die laaste paar dae was daar nou die 4de aanval. On the 4th of April, a strike occurred near the Bushehr plant, marking the 4th such attack on the facility in recent weeks. Nou, die site was damaged, maar dit is nog nie so ernstig dat hy begin lek het nie. The UN nuclear watchdog expressed deep concern and emphasized that nuclear sites must never be attacked. So ja, dit is baie belangrik. Nou, daar is 'n wet daarteen, the Law Protection for Nuclear Power Plants, né? Nuclear plants. International humanitarian law explicitly provides special protection to nuclear power plants under 56 of the Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions, which both Ukraine and Russia are party to. These facilities containing dangerous forces cannot be attacked if doing so may cause the release of those forces and consequent severe losses among the civilian population. And the US Embassy in Kiev has stated it's a war crime to attack a nuclear power plant. Dit sê die VSA oor Oekraïne. Maar hoekom is die VSA en die Jode dan betrokke by die aanvalle op kernkragstasies in Iran? En dis al 'n ou ding. Die Jode is al 'n hele aantal jare, hier van 2007 al, betrokke by aanvalle op Iranese kernkragstasies. In die begin het hulle dit gedoen met hacking
en die Stuxnet malware, jy kan bietjie gaan oplees daaroor, later die sabotasie deur middel van explosions daar, en dan natuurlik die moord op kernkrag fisici, wetenskaplikes van Iran. Nou hierdie ding is baie ernstig, want die Iranese het nou gesê, luister, hierdie ding het nou so 'n probleem geraak, en die Russe het gesê, nee, dit is 'n krisis, ons gaan ons mense begin onttrek, wat werk by hierdie kernkragfasiliteite, Bushehr en Natanz en so aan, veral Bushehr in Iran. En toe sê Iran, wel, as hierdie ding ontplof, as dit so gebeur dat hy getref word en hy begin lek, dan sal hierdie nuclear fallout nie noodwendig Iran tref nie, maar hy sal waai na die golfstate toe. En dit is baie belangrik. Want hierdie golfstate dis nie asof hulle, hoe gaan hulle self verdedig? Hulle het klare waterprobleem, baie binnekort sal dit nog erger raak. Hulle kan nie hulle goed uitvoer nie, die ekonomie is dood daar. So 'n nuclear fallout oor plekke soos Bahrein, United Arab Emirates, Oman, die golfstate, sal 'n groot drama veroorsaak, en mense, jy sal massiewe hoeveelheid mense daaruit moet ontruim, indien dit baie ernstig is, want die radioaktiwiteit sal baie hoog gaan, jy asem dit in, dit hang in die lug rond. So hierdie is 'n baie ernstige saak, en dit wys jou weer eens, hoe die VSA en die Joodse staat, die VSA het nou baie, daar mag nou nie aanvalle wees op die kernkragfasiliteite daar in Iran nie, in Oekraïne nie, hulle veroordeel dit, maar hulle en die Jode is besig om Iran se kernkragfasiliteite aan te val. So, daarom sê ek, hierdie ding van Trumpie, ou moet mooi verstaan wat daar besig is om te gebeur. En dit het met veiligheid en kernwapens net mooi niks uit te doen nie. Dit het alles te doen, daar's 'n plan om 'n nuwe stelsel in plek te bring. Hulle wil die hele Midde-Ooste oorsny, oorkarteer, oorskuif. Hulle wil 'n magsbalans verander in die Midde-Ooste. Nou, hulle gaan dit nie reg kry nie. Inteendeel, dit gaan in hulle gesigte ontplof, want dit staan in jou Bybel. Die Bybel sê die Joodse staat sal totaal vernietig word, die Kanaanitiese lande sal totaal vernietig word. Dan moet jy maar gaan kyk, wat is daar? Waar is Kanaan, as jy nie weet waar is dit nie? En hy sê ook dat die Moabitiese state totaal vernietig sal word. Dit is die Saudis. En dan praat hy natuurlik ook oor 'n verwoesting oor die Ammoniete, naamlik die Turke. So, ons gaan hierdie ding sien, en dit is besig om te eskaleer. En daar is lyk vir my niks wat Trumpie en ou Bibi Netanyahu op hierdie stadium kan stop nie. Miskien sal so 'n ramp hulle stop. Veral as die wind begin verkeerd waai, en dit waai oor na die Joodse staat toe, want dit is ook moontlik dat so iets kan gebeur. Maar hier's 'n video wat dit substantieer wat ek sê. Sayed Abbas Araghchi is raising serious concerns after a sensitive development near one of Iran's key nuclear facilities, an incident that is now drawing global attention. Something just happened in the shadows of a nuclear reactor, and the world is only now beginning to understand how close it came to a major crisis. A projectile landed just a few hundred meters from the Bushehr nuclear power plant. Officials say the main reactor was not affected, and there has been no sign of radiation. Still, the proximity has sparked unease among experts and neighboring countries. The International Atomic Energy Agency has been informed, and Director General Rafael Grossi emphasized that any incident near such facilities requires maximum restraint and careful handling. Questions are now growing around where the projectile came from. Early findings suggest it may not have followed an expected path, adding another layer of uncertainty. Iran has pointed toward the United States and Israel, though no official confirmation has been made. With tensions already high, this situation raises an important question. How can risks around critical facilities be reduced